Hemelse Vader, ons is hier want ons het 'n behoefte. U is so 'n wonderlike Here. Ons sê dankie daarvoor. Terwyl ons nou in ons oord moet kom, bid ons dat U groot sal word en ons klein, in Jesus naam. Amen. Ons diensorde het ons so klein bietjie aangepas vanmôre met die nagmaal. En ek gaan eerstens net met u deel wat die skrif vir ons sê in verband met voete wasse. En hierdie is een van die mooiste gebruike wat ek in bitter min kerke al gesien 'n gebruik is. Maar dit is so skriftelik. Ons gaan daar na Johannes, die 13de hoofstuk, vers 12 tot vers 17, wat sê, vers 12 sê, toe hy dan, dis nou Jesus, toe Jesus hulle voete gewas het, en sy boklere aangetrek het, gaan hy weer aan tafel, en hy sê vir hulle, verstaan julle wat ek aan julle gedoen het? En ek moet julle net gou inlig, jy weet, dis in totale kontras met die gebruik van daardie tyd waar 'n diensknegt die voete gewas het en dit was 'n praktiese ding want mense het in hierdie stofstrate waar die diere geloop het en die myl en die perd en die donkie geloop het en so hulle voete was vuil, hulle het sandale aangetree. Was dit die gebruik dat 'n diensknegt die voete was? En nou het Jesus die deel van die diensknegt het hy aangeneem. Hy het sy boklere uitgetrek. Hy het hulle voete begin was. En dan kyk ons na vers 13 wat sê, julle noem my, nou verduidelik hy vir hulle. Hoekom het hy dit gedoen? Julle noem my meester en Here. En julle is reg, want ek is dit. As ek dan die Here, die meester, julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. As 'n verpligting hierin verbonde. En dan vers 15, want ek het vir julle voorbeeld gegee, om net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. So julle, met dit wat ek vir julle die voorbeeld gestel het, julle moet dit ook gaan doen. En dan sê hy in vers 16, voorwaar, ek sê vir julle, as 'n diensknegt nie groter is as sy heer nie, en 'n gesant ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie. Hy vra hierdie vraag, nee. Is dit nie die geval nie? En dan sê hy vers 17, as julle hierdie dinge dan weet, julle het nou gehoor, julle het gelees, verstaan julle dit? As julle dit weet, salig is julle as julle dit doen. En salig beteken, seëninge gaan op julle uitgestort word as julle dit sou doen. So ons het die geleentheid om op hierdie oomblik te verdeel, en ek gaan ons ouderling nou vra om vir ons te verduidelik waar gaan wie heen, gaan ons mekaar se voete was. Hierdie is ook die geleentheid wat daar is om enige ongeruimthede, ongelukkigheid, gesindhede wat nie eensgesind is nie, uit te sorteer met mekaar. En ons doen dit hier voordat ons na die boodskap gaan luister. Ons doen dit hier voordat ons selfs die tafel gaan oopmaak wat die simbole van Christus se liggaam en sy bloed gaan weerspieël. En daarom gaan ons gaan maak reg met mekaar. Ons neem die diensknegt posisie in, ons was mekaar se voete, en dit simboliseer dan ook, want die Here het gevra, Johannes, julle onthou Johannes het gesê, Here, was dit Petrus gewees, moenie net my voete was nie, wat het hy gesê, was my, binne en buite, was my oral, en toe sê die Here, okay, dis nie nodig nie, want jy was klaar gewas, jy's klaar gedoop.
Ons neem aan, ons sit hier, ons is gedoopte lidmate, en nou gaan ons deur daai mini-doop weer. Ons gaan al die ou probleme agterlaat, dit word afgewas, dit gaan in die drein af, dit word uitgegooi, nooit weer gaan ons daaraan dink nie, en dis wat die Here graag wil hê ons moet doen vandag. Los ons laste agter. Mag die Here vir u seën, terwyl ons hierdie diens van nederigheid gaan betoon, en dan gaan ons terugkom na die kerk, ons gaan na die boodskap luister, en dan gaan ons na die tafel toe kom. Mag die Here vir u naby wees. Die vrouens gaan in die saal by mekaar kom, en die mans in die eerste klaskamertjie in die gang, die kleintjie, en dan in die Dorcaskamer. Ons het nou verdeel vir die voetewassing. Weereens moet ek vir u sê, dis vir my 'n voorreg om hier te wees vanmôre. En ons kyk baie keer klein goedjies, maar wat groot goed is, kyk ons mis. Ek wil dankie sê vir die musiekspan, vir hierdie pragtige musiek. Ons neem dit nie vanselfsprekend nie. Ons waardeer dit opreg. Baie dankie daarvoor. En dan, ja, ek weet nie of julle, Elmarie het vanmôre, het sy genoem van die kleure, en ek wil net vir die dekorspan sê, baie dankie vir die pragtige dekor in die kerk. Dit maak 'n groot verskil. Die Here het op my hart gelê om met u te praat oor, om aan die voete van Jesus te kom. En ek weet dit is nou nog nie vroue maand nie. Dis nou volgende maand vroue maand, maar ek gaan nie met nagmaal hier wees met vroue maand nie. So ek het gedog, ek wil graag dit met julle deel. Die baie spesifieke plek wat vroue gehad het in die evangelie. En hulle teenwoordigheid by die kruis van Jesus. As ek die prentjie vorm van die kruis, dan sien ek Jesus se moeder Maria daar, ek sien vir Maria Magdalena, ek sien vir Maria van Klopas. Hulle was die vroue wat daar was. Lukas 8 vers 2 bevestig dit. Dan ook dat Maria Magdalena 'n baie donker agtergrond gehad het. Kyk bietjie wat sê vers 2 van Lukas 8. Ook sekere vroue wat genees was van bose geeste en siektes. Maria wat Magdalena genoem word, uit wie 7 duiwels uitgegaan het. En die rede waarom ek dit moet uitlig vanmôre is dat ons kan onsself dalk onwaardig vind om by Jesus se voete te kom. Maar Maria Magdalena, waaruit bose geeste gejaag is, en nogal 7 keer, 7 van hulle, sy is by die voete van Jesus. Ons vind 'n prentjie van Maria wat voortdurend daar by die voete van Jesus vertoef. Sy is aan die voete van Jesus een keer in skaamte, een keer in studie, een keer is daar 'n getuienis van haar wat in droefheid voor die Here se voete is, een keer in opoffering. Daar's nog 'n keer wat ons sien dat sy in oorgawe by Jesus se voete is. Ons sien ook dat sy in diens aan die voete van Jesus was. En dan is daar ook in sang 'n keer aangeteken wat sy by Jesus se voete was. 7 keer. 7 keer kom sy by die voete van Jesus. Nou weens tydsberekening gaan ek nou nie elkeen van hierdie kan ophaal in detail nie,
Maar ek wil graag sê dat sy begin by skaamte en sy eindig by sang. En is in daai kronologie wat die Bybel dit ook so aanhaal. Toe Jesus Maria se sondes vergewe het, het hy nie gesê, gaan en probeer nie meer sondig nie. Wat het hy gesê? Hy sê, gaan en sondig nie meer nie. Gaan en sondig nie meer nie. En ek moet vir julle sê, Lukas 10 is die sleutel om te wys dat sy die mees toegewyde disipel van Jesus was. Om te sit aan die voete van Jesus bring transformasie. Dit bring 'n verandering. So in skaamte het sy vergifnis vir haar sondes gevind. En dis waarom ons voete gewas het vanmôre, om weer deur daardie simboliese doopervaring te gaan, waar ons sondes afwas, waar ons enige ongelykhede uitsorteer om gelyk te kom. Maria was by die voete van Jesus. Lukas 8 vers 35 sê vir ons, daarop het hulle uitgegaan om te sien wat gebeur het, en het by die huis Jesus gekom en die man gevind, uit wie die duiwels uitgevaar het, terwyl hy aan die voete van Jesus sit. So is nie net Maria nie, maar hier is ook hierdie man wat na Jesus toe kom, en aan sy voete daar, op daardie plek, is die duiwels uit hom uitgeneem. Ek moet vir u sê, terwyl sy aan die voete van Jesus, sien ons dat sy dit gedoen in haar skaamte, maar sy het dit ook gedoen in studie. Dit is wat ons sien, sy het dit ook gedoen in haar droefheid, ook in haar opoffering, ook in haar oorgawe, ook in haar diens, ook in haar sang. Lukas 10 vers 39 sê, en sy het 'n suster gehad met die naam van Maria, die het aan die voete van Jesus gesit en na sy woorde geluister. So sy het gestudeer saam met Jesus. Jesus het altyd geleer. Met wie hy ook al gepraat het, het hy hulle geleer. Hy het hulle geleer van sy liefde, hy het hulle geleer van regverdigheid. Martha, sy was besig om die perfekte gasvrou te wees. Lukas 10 vers 41 sê, maar Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy's besorg en verontrus oor baie dinge. En dan rig hy haar op haar suster en hy sê, maar een ding is nodig, Maria het die goeie deel uitgekies, wat van haar nie weggeneem sal word nie. Ek is so dankbaar vir Marthas in ons kerk. Hulle is so spesiaal, maar daar sou geen kerk gewees het as daar nie ook Marias was nie. As julle hoor wat ek sê. As jy Jesus jou prioriteit maak, dan is jy veilig. As jy persoonlike toewyding maak, dan is daar 'n kerk. Dis wat die kerk beteken. So besig is ons soms met die Here se werk, dat ons vergeet die Here van die werk. En mag dit nie die geval wees in ons geval nie. Soms dink ons moet vir die Here werk, en dis 'n plaasvervanger vir aanbidding van Jesus, die Verlosser. Maria het ook aan sy voete gesit in droefheid. En ons sien die een geval in Johannes 11 vers 32, haar broer Lazarus was baie siek geweest, en hulle roep na Jesus uit, en hulle sê, sal u vir hom kom bid, sal u vir hom, want hy was ook 'n vriend, maar Jesus was laat, en Lazarus sterf, en daar's droefheid, en Maria is bedroef, sy sê hierin lees ons in Johannes 11 vers 32, sy val neer en sy sê vir hom, Here, as u hier gewees het,
sou my broer nie gesterf het nie. Want jy sien waar Jesus is daar lewe. Maar Maria moes tyd by Jesus se voete deurbring. Nie net in skaamte nie net in studie nie, maar ook in droefheid. En soms gaan ek en u deur daai proses waar ons soms by Jesus se voete kom waar ons bedroef is. Ek weet nie wat u ervaring is vanmôre nie, wat binne in u aangaan nie. Ek weet nie, maar ek weet ons Here weet. Hy weet wat in u aangaan. Om na Jesus se voete te kom, dit verander die situasie. Jesus het elke begrafnis wat hy bygewoon het tot 'n einde gebring. Selfs sy eie. En hy wil vandag ons geestelike doodsheid wil hy tot 'n eie einde bring. Maria het aan die voete van Jesus gesit, ook in haar opoffering. Dis die 4de keer wat ons in die evangelie sien dat Maria daar aan die voete van Jesus sit. En dis by die ete by Betanië in die huis van Simon Petrus. En Johannes gaan daaroor praat en so ook Markus praat daaroor en vertel die verhaal. En ons kyk nou spesifiek na Lukas 7 vers 37 wat sê en toe 'n vrou in die stad wat 'n sondares was, verneem dat hy in die Fariseër se huis aan tafel was, het sy 'n albasterfles met salf gebring. Dit was 'n duur item. En sy het agter by sy voete gaan staan en sy het geween. En sy het sy voete nat gemaak met haar hare en sy het dit afgedroog met haar hare en sy het sy voete gesoen en met salf gesalf. En merk net op Simon se reaksie hierop. Luister bietjie, vers 39. Toe die Fariseer wat hom genooi het, dis net vir Jesus genooi het, dit sien, hierdie vrou sien wat sy doen, sê hy by homself, as hy 'n profeet was, sou hy geweet het wie en watter soort vrou dit is wat hom nou aanraak, want sy is 'n sondares. En dan kyk hy na Jesus se reaksie. So Jesus lees sy gedagtes en hy draai hom na die vrou en hy sê vir Simon, terwyl hy na die vrou gedraai is, sê hy, sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom, water het jy nie vir my voete gegee nie. Maar sy het met haar trane, het sy my voete gewas. Sy het dit nat gemaak. En met die hare van haar hoof het sy dit afgedroog. Ek wil vir u sê, my broer en suster, hy wat harte ken, het die motief gelees wat tot Maria se optrede gelei het. En hy het ook gelees wat Simon se woorde aangespoor het. Hy het dit gelees. En daarom sê ek vir jou, sê vers 47, haar sondes, wat baie is vergewe. Mense, as daar iets is wat ek en u moet beleef vanmôre, is dit dat ek is rein en skoon vir die Here. My sondes is vergewe. Want sy het baie lief gehad, maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. Christus wys dan nou vir Simon. Hy het 'n geleentheid gehad om sy liefde vir sy Here te toon en sy waardering vir wat vir hom gedoen is. Ons lees hier in die boekie Koning van die Eeue, bladsy 567, paragraaf 2, wat sê, duidelik, maar met delikate beleefdheid, het die Heiland sy disippels verseker, dat sy hart bedroef is wanneer sy kinders nalat om hulle dankbaarheid aan hom te wys, deur woorde en dade van liefde. Ek moet u herinner, Maria het ook na die Here gekom in oorgawe. Lukas 7 vers 47 sê dit,
Daarom sê ek vir jou, haar sondes was baie, maar is vergewe. Sy het baie lief gehad. Wanneer Jesus sê hy vergewe wat baie is, maar hy vergewe ook wat min is, dan bedoel hy vergewe. Ons is veilig aan die voete waar ons daar vra vir daai vergifnis. Hy sê nie, ons kan nou uitgaan en verskriklike dinge doen, en wanneer ons dan bekeer, dan jy weet, sal hy regtig baie lief wees vir ons nie. Nee, ek wil nie ons die boodskap verkeerd verstaan nie. As ek weet, ek is vergewe, sal ek meer liefde gee vir die een wat my vergewe het. Amen. Johannes 8 vers 1 tot 12 speel daar 'n insident af waar Maria voor die Here neergewerp is deur die skrifgeleerdes en die fariseërs. En julle kan onthou, sy was veroordeel. Almal het reeds 'n klip in die hand gehad om haar te stenig. Sy was geïdentifiseer as 'n sondige mens. En Jesus sê vir haar, terwyl almal daar staan by die klip, ek veroordeel jou ook nie. Want hy sê vir diegene wat 'n klip kan gooi, jy wat sonder sonde is, gooi die klip. En geen klip het geval nie. Almal het erken, moet besef, ons is sondig. En daarom sê hy vir haar, dan gaan heen en sondig nie meer nie, want ek het jou dan nou ook nie veroordeel nie. Gaan en sondig nie meer nie. Satan beskuldig. Waar jy sit vandag in daai bank, beskuldig hy jou van hoeveel verkeerd daar in jou lewe is. Van hoeveel sonde daar in jou lewe is wat jy al gedoen het. Hy beskuldig jou. Maar wanneer ons nou na die voete van Jesus kom, en ons gee onsself oor, en dis wat ons gedoen het in die aksies van môre. Ons het ons voete gaan was, ons het daai doop weer ervaar. Sê hy vir ons, ek het jou sonde vergewe, gaan en sondig nie meer nie. Hy sê vir Maria, gaan en sondig nie meer nie. Wie was die vroue wat daardie dag by Jesus se kruisiging sigbaar was? Die prentjie is nogal baie ontstellend vir my, dat ek sien, maar ja, die disippels, die een wat gesê het, Here, ek sit aan die regterhand, en die ander een het gesê, ek sit aan die linkerhand, en die ander een het gesê, maar ek wil ook aan die regterkant sit, of ek wil ook aan die linkerkant sit. Maar toe dit warm raak, toe dit moeilik raak, was Maria, Jesus se moeder daar, was Maria van Klopas daar, en was Maria Magdalena daar. Waar was die res? Waar was die res? Die skrif sê vir ons, Lukas 23 vers 49 sê, en al sy bekendes het ver weggestaan. En dit bring ons op die punt, waar is ek en jy vandag? Is ons bereid om daar by die voete van Jesus te wees, of staan ons hier op die rand, en ons kyk op 'n afstand wat daar voor gebeur? Het blyk dat Maria Magdalena nie deel was van die wat op 'n afstand gestaan het nie. Sy was nie daar nie. Johannes 19 vers 25 sê, en by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder se suster Maria en Maria Magdalena. Toe almal skaam was, toe almal bang was, was Maria waar? Waar was sy? Sy was al by die kruis, by sy voete. Die eens egbreker, sy was by die kruis. Ek lees weer 'n aanhaling uit die boekie Koning van die Eeue, bladsy 83 wat sê,
dit sou vir ons heilsaam wees om elke dag 'n uur aan die bepeinsing van die lewe van Christus te bestee. Ons moet dit punt vir punt neem en die verbeelding toelaat om elke toneel te begryp. Veral die slottonele. As ons so oor sy groot opoffering vir ons pyns, sal ons 'n standvastiger vertroue in hom kry. Sal ons liefde opgewek word en sal ons 'n voller mate deur sy gees vervul word. Nou kan ek verstaan waarom Maria met haar trane sy voete was, met haar hare sy voete afdroog, die balsemfles breek en daardie balsem oor sy voete uitsprei. Die aanhaling gaan aan en sê, as ons uiteindelik gered wil word, moet ons die les van boetvaardigheid en ootmoed aan die voet van die kruis leer. Dis waar ons dit sal leer. Ek herinner u, Maria was aan die voete van Jesus. Hy het plekke met haar geruil. My geliefde broers, my susters, Jesus ruil met ons plekke vandag. Waar moet ons wees? In ons skaamte, waar moet ons wees? Is daar van ons wat dalk skaam is vandag? Waar moet ons wees? Aan sy voete. In jou studie. Wees aan die voete van Jesus. In jou opofferings. Wees aan die voete van Jesus. In jou droefheid. Wees by Jesus se voete. In jou oorgawe, in jou diens. Wees aan die voete van Jesus. In jou gesang. Wees aan die voete van Jesus. En as ons uiteindelik gered wil word, moet ons hierdie les van boetvaardigheid en ootmoed aan die voete van die kruis leer. Sy die woorde gehoor, sy daadwerklik daarop het sy gereageer. En ek vra die vraag aan u, waar is u vanoggend? Ek wil hê jy moet weet, as u by die voete van Jesus is, dan kan u weet, ek is veilig. Ek is veilig. Ek is veilig. Kom ons bid saam. Na die gebed gaan ons die amptdraers vra om vorentoe te kom, en dan gaan ons die tafel oopmaak, en ons gaan daai simbole gebruik, wat Jesus se liggaam en wat sy bloed simboliseer. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vir 'n oombliekie kon vertoef by u voete. En ons is vanmôre by die kruis, en ons lê ons skaamte, ons lê ons sondes, ons lê ons studie, ons droefheid. Ons lê al hierdie emosies voor u neer, Here. As 'n lied in ons hart vanmôre, uit dankbaarheid vir wat u vir ons gedoen het. Dankie, Here, dat u toegelaat het dat u liggaam verbrysel word aan die kruis. Dankie, Here, dat u toegelaat het dat die bloed gestort word vir my en vir elkeen wat hier is teenwoordig. En nou, Here, terwyl ons die simbole gaan gebruik, mag ons harte ingesteld wees om stil aan die voete te vertoef. En dit bid ons in Jesus naam. Amen.